Toe prinses Elsa vir oupa Uil, Ekkie Eekhoring en Meel en Biep wakker maak, kon sy sien hulle het heerlik geslaap. Kom julle liewe diertjies, dis tyd om op te staan. Vandag is dit julle groot reis terug na die plat klip toe. Kom, ek het vir julle heerlike ontbyt voorberei. Sodra julle klaar geëet het, kan julle in die pad val. In die lug val. Sê Meel. Ekskuus Meel, vra prinses Elsa. Ons gaan in die lug val, nie in die pad nie. Want ons gaan vlieg. Ons gaan nie stap nie. Lag Meel. Ja, Meel, jy's eintlik heeltemal reg, maar die spreekwoord sê in die pad val. Wat sal ons sê van vlieg? Sê oupa Uil en begin wonder. Wat van dan neembotsvlerke? Sê Biep trots. Daar bestaan nog nie so 'n uitdrukking nie, Biep, maar kom ons toets dit. Dalk kan dit werk, sê oupa Uil en vee met die punt van sy veertjie aan sy vlerk saggies oor Biep se koppie. Dit lyk vir my, julle het baie lekker geslaap, sê prinses Elsa, terwyl sy vir hulle kos inskep aan tafel. Ons het, sê Ekkie. Ek het gedroom ook. Is geen wonder nie, Ekkie. Hierdie heerlike vars lug laat 'n mens lekker droom, sê oupa Uil. Wat het jy gedroom, Akkie? Vra Meel. Ek het van die nare ou poue gedroom. Ek het gedroom hulle bly nie so ver van die Maanberg af nie en hulle wag net vir 'n geleentheid om weer die ster van veiligheid te gaan vat, sê Ekkie bekommerd. Ek dink daarom nie dit sal sommer weer gebeur nie, Ekkie. Koning Louis het hulle uit die groot bos verban en hulle moes aanderkant die groot sandduine gaan bly. Die sandduine is die grens van die groot bos en niemand weet wat aanderkant die sandduine is nie. Ons gaan nie soontoe nie, want dan kan dit vir ons baie gevaarlik wees, sê oupa Uil. Maar waar kom die duine dan vandaan, oupa Uil? Vra Biep. Dis 'n goeie vraag, Biep. Die sandduine was nog maar altyd daar. Pleks ons in die boek van die konings gekyk het toe ons daar in Bibi Panter se swart kasteel was, sê oupa Uil en krap sy kop met sy vlerk. Nou toe nou julle, sê prinses Elsa. Julle het nie die hele dag verginne gehad nie. As julle vandag nog wil betyds terug wees by die groot klip, dan moet julle wikkel. Dit sou lekker wees om julle nog vir 'n dag of wat hier by my te hê, maar ek weet julle is haastig om by koning Louis en julle huise uit te kom. Dis waar, prinses Elsa, sê oupa Uil. Die twee geitjieboeties spring van hulle stoeltjies af tot op die vloer. Maar o wee, net toe oupa Uil sy stoel uitstoot om op te staan, beland Meel en Biep se stertjies onder oupa Uil se stoelpote. En voordat hulle nog kan skree, ruk en pluk hulle en probeer hulle sterte onder die stoel se pote uitkry. Maar die stertjies sit vas. En toe hulle weer pluk, breek Meel en Biep se sterte mors af. Skreeu Meel en Biep gelyk. Wat gaan nou aan? Vra prinses Elsa verskrik en kyk rond. My stert het afgebreek. Skree Meel en Biep deur mekaar. O my liewe gedorie waar, sê oupa Uil en vlieg sommer van sy stoel af op, tot op die vloer by Meel en Biep. Ek is so jammer, kyk nou net wat het ek in my lompheid aangevang, sê oupa Uil baie jammer. Wat gaan ons nou doen? Vra prinses Elsa. Hier is nie 'n dokter nie. Wag 'n bietjie julle, Sê Ekkie en probeer almal stil maak. Meel en Biep. Ek kan onthou julle het vir my daar by ons huis in die eikeboom vertel dat julle sterte weer kan teruggroei wanneer hulle afgebreek het. O ja, dis reg, Akkie. Sê Meel bly. Dis waar, ja. Ons sterte kan net een keer afbreek en dan groei dit weer na 'n paar weke uit. Sê Biep bly. Maar onthou, nou mag ons nooit weer ons sterte verloor nie, want hulle sal dan nooit weer teruggroei nie. Ons sterte kan net een keer weer teruggroei. Sê Meel. So kom ons raak nou almal rustig en eet klaar. Dis darm nie die einde nie. O liewe aarde julle, sê prinses Elsa. Ek het nou so groot geskrik, ek sal 'n bietjie water moet drink. Ek dink ek moet ook 'n slukkie water drink. Kyk hoe bewe ek van kop tot tone, sê oupa Uil. Toe almal bedaar het, praat oupa Uil weer. Ek is vreeslik jammer, Meel en Biep. Dit was nou regtig 'n ongeluk. Ek het nie gesien julle het al van julle stoele afgeklim nie. Nou, dit sal my leer om my oë oop te maak.
Ek dink soms so diep dat ek nie lekker weet wat om my aangaan nie. Maar ek is dankbaar julle het darm nie te seer gekry nie. Moenie bekommerd wees nie, oupa Uil. Ons sal een van die dae weer mooi sterkte hê. Sê Biep. En nou ja toe, sê oupa Uil. En om op te maak vir my onoplettendheid, gaan ek vir julle op 'n spesiale vlug neem. Ek gaan hoog opvlieg en dan reg rondom die Maanberg vlieg, sodat julle kan sien hoe mooi die ander kant van die berg lyk. Julle! Skree Meel, Biep en Ekkie gelyk. Maar oupa Uil, sê prinses Elsa, ek wil nou nie koue water oor julle planne gooi nie, maar niemand het nog ooit aan die kant die Maanberg gesien nie. Dink jy dit is veilig? Ja, wat? Daar bo in die lug is ons heeltemal veilig. Ons gaan ons nou nie aan die ander kant land en rondloop nie, ons gaan net kyk, so uit die lug uit, sê oupa Uil. Nou maar goed, wees asseblief net versigtig, daar's baie stories wat vertel word oor die ander kant van die Maanberg, sê prinses Elsa meer gerus. Moenie jou bekommer nie, prinses Elsa, ons sal nadat ons om die Maanberg gevlieg het, weer hier by jou verbyvlieg, sodat jy kan sien dat ons veilig is, sê oupa Uil en probeer vir prinses Elsa geruststel. Dit sal baie gaaf wees, dankie oupa Uil, sê prinses Elsa en begin die tafel afdek. Nou toe, julle kom nou, sê Meel ongeduldig. Ek wil weer op Ekkie se lekker warm rug sit en vlieg, sê Biep opgewonde. Ek lag te lekker. O nee, jy moet vashou jong, dit gaan 'n baie lekker vlug wees, want niemand het nog gesien hoe lyk dit aan die ander kant van die Maanberg nie, né oupa Uil? Heeltemal reg, Ekkie. Nou toe, as almal gereed is, kan julle maar weer opklim. Kom Ekkie, hier is jou tou. Kom, ek maak jou gou mooi vas op my rug, en dan kan julle twee rakkers opklim en vashou, sê oupa Uil. Toe almal mooi vas en op is, groet hulle vir prinses Elsa vriendelik en daar trek hulle weer op in die lug. Al hoe hoër en hoër, tot hulle deur die Maanberg se boonste wolke is. Sjoe, nou is ons darm baie hoog, oupa Uil, sê Ekkie. Ja, Ekkie, en nou moet julle mooi kyk, ons gaan nou die ander kant van die Maanberg sien, sê oupa Uil. Net toe hulle om die Maanberg vlieg, sien hulle iets blink. Dis 'n groot plat ding wat daar onder op die grond blink. Wat is dit, oupa Uil? Vra Meel, Dit lyk soos baie water. sê Biep. Ek dink julle is reg, julle. Dit is die grootste dam wat ek nog ooit in my lewe gesien het, sê Ekkie. Kan jy nou meer, sê oupa Uil. Kyk, daar is die hoë sandduine ook. Dit moet die see wees daar. Ek het nooit geweet daar is 'n see aan die kant van die groot bos nie. Dit is waar die nare ou poue nou woon, ander kant die sandduine, by die see. Kan ons groot asseblief daar gaan land, oupa Uil? Vra Ekkie. Nee, Ekkie, dit sal 'n fout wees, want dit is gevaarlik daar. Onthou, dit is waar die nare ou poue bly, en hulle sal ons vang en opsluit. Hoe gaan ons dan ooit weer in die groot bos uitkom, sê oupa Uil en vlieg sommer vinniger om weg te kom van die sandduine af. Toe hy later verby prinses Elsa se berggrot vlieg, waai almal vir haar en sy waai terug. Toe vlieg oupa Uil weer hoër in die lug in en reguit terug na die groot plat klip diep in die groot bos toe. Julle moet vir niemand vertel dat julle vandag die see ander kant die sandduine gesien het nie, kerels, sê oupa Uil. Hoekom nie, oupa Uil? Wil Meel weet, want ons moet dit eers met koning Louis Leeuw gaan bespreek. Ek dink nie hy weet dat daar 'n see aan die rand van die groot bos is nie. Ons moet dit maar eers geheim hou, sê oupa Uil. Ekkie, Meel en Biep wonder waarom dit 'n geheim moet bly, maar hulle vra nie verder nie. Hulle is seker koning Louis Leeuw sal vir hulle mooi kan sê waarom dit 'n geheim moet bly dat daar 'n groot see ander kant die groot bos se sandduine is.